teenwoordigheid van die Here te wees, nee. Amen. Die Here is hier vanmôre. Goeiemôre almal. Goeiemôre almal wat ons regstreeks gaan volg. Welkom. Ons is 'n voorreg om vanmôre te gaan gesels oor vaders. Amen. Aardse pappas en hemelse pappa. Ons het nou al reeds gepraat van Romeine 8 vers 15 wat ons sê Abba Vader, die Heilige Gees wat vir ons die vermoë gee om te kan sê Papa Vader. Ek wil net lees so ter inleiding Romeine 8 vanaf vers 14. Ja. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Julle sien daar die hoofletter G, né? So Paulus verwys hier na Heilige Gees. Want julle het nie ontvang 'n gees, kleinletter, menslike gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die hoofletter Gees, Heilige Gees, van aanneming tot kinders van God, tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, met uitroepteken. Amen. Die Heilige Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Amen. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly. Eina. Amen. Ons vergeet daai. Dis waar. Ons verwag net sy blessings. Ja. Maar ons wil nie ly nie. Dis waar die prosperity ouens heeltemal klei trap. Hulle soek net die blessings, hulle soek net die hand van God, Mm. maar hulle soek net sy hart. Hy saam met ons as ons Here het, ons moet sy Ja. leiding ook deel. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom Verheerlik. verheerlik kan word. Amen. Amen. Jy kan nie verwag om verheerlik te word, die blessings te kry as jy nie kan ly nie. So. Goeiemôre almal wat ons aanlyn volg. My vrou is aanlyn. Hallo. Hoop jy word gou gesond. Kom ons gaan aan. So ons moet kan ly vir Christus, sodat ons kan verheerlik word. Amen. 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 Maar ek wil vanmôre praat oor vaders. Daar's 'n mooi voorbeeld van 'n vader. Ons het van hom gesing vanoggend. It is no secret what God can do. Ja. What is done for others, He will do for you. With arms wide open, He will welcome you. So kom ons lees. Lukas 15. My titel vanmôre is die vader van die verlore seun. Ons almal ken die verhaal van die verlore seun. Amen. Lukas 15. Lukas 15 word genoem die verlore hoofstuk. Maar dit gaan oor die verlore seun, die verlore penning en die verlore skaap. 3 gelykenisse wat Jesus vertel oor iets wat verlore was, wat gesoek is en wat gevind is. Amen. Lukas 15. So gaan lees dit. Ek het al die gelykenisse behandel. As julle dit wil hê, dis 500 en iets bladsye lank. Dis 'n awesome teaching. Dis 'n wat ek vir julle kan gee. Gratis en verniet. Maar kom ons lees Lukas 15 vanaf vers 20 tot 24. Laat ek my Bybel oopmaak daar. Lukas 15 vanaf vers 20 tot 24. En hy het opgestaan
en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. En innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. Amen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Amen. Amen. Hulle hartseer is verby. Hulle het vrolik geword. Tot sover, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord, wat so kosbaar is, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, wat deurdring deur murg en been, wat skeiding bring tussen goed en kwaad. Help ons, Here, dat ons sal ontvanklik wees vir die woord wat uitgaan. Eerstens vir myself en dan vir almal wat gaan hoor. Ek vra dat U my sondes sal vergewe, dat ek 'n skoon kanaal vir U sal wees. 'n rein spreekbuis vir U, 'n werktuig in U hande, 'n bruikbare werktuig in U hand. Ek bid vir elke persoon wat gaan hoor vanmôre, Here, dat U hulle harte sal voorberei, dat U hulle harte sal vrugbaar maak, ontvanklik sal maak, sodat die saad wat gesaai word, dat dit sal ingang vind, dit sal doodgaan, dit sal ontkiem en weer kan lewe gee, en vrug dra wat by die bekering pas. Help ons, Here, dat ons gedagtes sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan U woord. Dat ons nie sal dink oor die potroust en die oond en die honde wat blaf miskien en wat rondhardloop en die katte wat miauw en môre se werk en wat ook al wat voor lê nie, Here, maar dat ons sal gefokus bly op U, Here. Dankie, Jesus, vir U goedheid, U guns en U genade. Amen. 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 Thank you, Lord. Wat is die sentrale boodskap van die verlore seun? Ons almal weet die verhaal van die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun. In kort, hy het besluit, hy is die jongste van die twee broers, en hy het op 'n dag besluit, hy wil nou nie meer onder sy pa se dak bly nie. Hy soek sy erfporsie nou, want sy pa is baie ryk, en hy wil nie sit en wag tot sy pa eendag tot dood gaan, dat hy sy erfporsie kan kry nie. Hy wil dit nou geniet. Hy is jonk, en hy kry toe sy pa stem toe in, en hy gee vir hom sy erfporsie. En daar syker hy toe af met al sy besittings, pas sakke vol geld, en hy is daarna 'n baie ver land. Die Bybel praat van, hy is na 'n ver land. Hoogmoed veroorsaak dat jy verwyder word van die mense vir wie jy lief is. Amen. En wat het daar in die ver land met die mannetjie gebeur? Hy het alles geblaas op sy sogenaamde mooi weersvriende, vroumense en op drank en wat ook al daar so beskikbaar was. Die genietinge van die lewe het hy sy pa se swaar verdiende geld gaan uitblaas. Toe kom daar 'n hongersnood. Sonde veroorsaak dat ons in 'n hongersnood beland. Amen. Toe kom daar 'n hongersnood en hy het niks meer geld nie. Die sogenaamde geëtiketeerde vriende wat hy gehad het, is nie meer daar nie. Hulle wil hom nie help nie. En hy eindig op in 'n varkhok.
En daar sit hy. Ek dink dit moes vir hom baie vernederend gewees het om hy as 'n Joodse seun wat 'n varke moes oppas, 'n onrein dier. Hy sit daar in hy varkhok. Die woord sê, hy het gesmag na die kos wat die varke eet. Maar hy kon dit nie vat nie, want hulle het dit nie vir hom aangebied nie. Hy het nog steeds karakter gehad, dat hy iets sou nie vat, wat nie vir hom gegee is. Maar hoe laag moes hy gedaal het, om in daai varkhok te beland, en na die varke se kos gekyk het, en het na gesmag het, om sy maag daarmee te vul. Dis wat sonde doen aan 'n mens, hy laat jou opeindig in 'n varkhok. Die wêreldse genietinge is nou soos 'n rooi stokkie lekker. Is lekker om te suig. Maar wat veroorsaak hy rooi stokkie lekker? Tandpyn. En dan eindig jy op in 'n tandarts se spreekkamers. Onthou julle wat het ek laasweek gesê van die tandarts se spreekkamers? Jy bly ver van my af, meneer. Ek wil nie iets met jou te doen en jy kan maar daar in die hoekie jou werkie doen. Ek kan daar op afstand hoor. Nee. En dan werk jy in jou tande, dan kom jy rookie by jou mond uit. Nee. Laat hom maar daar bly. Dan sweet iemand, as dit daar die stoel sit, dan sweet. Ja. Sal weer by die punt uitkom. Dis wat stokkie lekkers doen aan jou. Dis nou lekker om te eet. Maar nee, daai man sit en wag vir jou. So moenie jou stokkie lekker eet nie. Moenie in sonde vertrap, nie in sonde begewe as jy in die varkhok wil, as jy die varkhok wil spring nie. Sonde veroorsaak dat jy in die wêreld se varkhok gaan beland. Amen. Is waar. Dis nou lekker, sonde is lekker. Ek het weer 'n storieetjie vertel. Van 'n merwe. Van 'n merwe. Van 'n merwe, hy kom daar by die poorte aan. En Petrus sê vir hom, van 'n merwe, jy het nou 'n keuse wat jy nou vandag, want ons het nie keuses nie, maar dis nou vir 'n illustrasie. Jy het nou vandag 'n keuse, ons gee dit net vir jou, omdat jy so regverdige man op aarde was. Jy het allerlei weird goed gedoen, almal het van jou gepraat. Jy het vandag 'n keuse waar jy jou ewigheid wil deurbring. Jy kan hemel toe gaan, of jy kan hel toe gaan. Van 'n merwe sê, voordat ek 'n keuse maak, wil ek net gaan sien hoe lyk beide, sodat ek 'n ingeligte en 'n educated keuse kan uitvoer. Hy sê, okay, gaan op hemel toe, daar gaan hy op die trappies. Dit is nie hoe dit is nie, maar in die illustrasie sien hy nou die mannetjies op hulle, die engeltjies op die wolkies rondsweef, speel hulle lekker harpies, en het gaan net rustig, stil, harpies wat speel, verkies wat wapper. Dit is nie hoe dit gaan wees, dis net 'n illustrasie. Hy sê nee, hy was 'n baie besige man op aarde, almal het vir hom gepraat. Hy het rekkies van ontslag geraak, hy het van manne op groot perde, het hy verwoes. Hy wil nie, daarna, sê, okay, gewys my die hel. Hy gaan nou af by die trappies, sien hulle vir vrouens in bikinis, op die beaches, volleybal speel, eet 'n roomys, en al die dinge. Sê nee, dis wat ek wil wees. Sê Petrus sê toe, okay, jy kan maar gaan. So 'n maand later doen Petrus nou sy na verkoopdiens, after sales service, gaan besoek hy vir Petrus, daar in die hel. Hy sê vir hom, Petrus, is jy happy met jou besluit? Daar's Petrus vasgeketting aan die muur. Die duiwels dans hier rondom en hulle gesel hom en hulle kastei hom. Dis wat sonde doen. Petrus sê, is jy happy? Hy sê nee, waar is die vrouens wat op die beach volleybal speel, ijskrim eet, jolie patrollie langs die beach?
Hy sê nee, dit is die hel se screensaver. Dis wat sonde doen. Dit lyk Jolly Patrollie, né? Ons almal ken screensavers. Die duiwel gee vir jou 'n screensaver van hoe dit is om te sondig. Ja, Dis lekker. Hy vertel jou nie van die fynskrif nie. As jy daai enter knoppie druk van die PC, dan is hy screensaver weg. Né? Dan gaan jy met die realiteit te doen kry. Maar dit is net ter inligting. Dit is net terloops. So sonde het die vermoë om jou in die varkhok te laat beland. Dis wat ek wil sê, né? Ja. Dit is lekker om dit nou te doen, maar die uiteinde daarvan is die probleem. Die fokus van hierdie gedeelte van die verlore seun is nie op die seuns nie, maar op die pa. Dit is die blootstelling van Vader se hart teenoor ons. Dit is Vader God se onvoorwaardelike liefde teenoor ons as onwaardige, sondige mens. Wat is God se hart vir jou vanmôre? Aanvaar hy jou of stoot hy jou weg? Heilige Gees help ons om by die Vader uit te kom. Ons almal is kind en jy kan nog nie ouer wees nie. Ons is tweeledig. Ons is kind, maar ons is ook 'n ouer, né? Dis awesome om kind en ouer te wees. My seun bel my vanoggend baie vroeg om vir my te sê geseënde Vadersdag. Sê ek, joh, dis awesome seun. Hy is mos gestrem. Het hy my onthou. Toe sê ek vir Siska, ek het 'n oproep vir my seun afgekry, maar ek kan nie vandag oproep maak vir my pa. Want hy is by die Here. Wat 'n voorreg is dit vanmôre vir 'n kind om vir sy pa te kan bel. Pa, ek is jou lief. Ek het jou lief. Ek weet nie wie van julle se pa's lewe nog nie. So ek ken nie eintlik amper ons paas nie. Ek ken glad nie op pa nie. Ek weet van hom, maar ek het hom nie geken nie. So julle kan nie vanoggend 'n oproep gemaak het. Dis die geseënde Vadersdag. Ek het 'n mooi boodskap uit. Ek het baie pappa se harte geraak. Ja. Wat die Here op ons hart gelê het. my pa is al oorlede. Kyk, ek wil 'n bietjie gesels oor die eienskappe van ons Vader. Amen. Eerstens, hy ondersteun ons. Deuteronomium 1 vers 30-31. Deuteronomy 1 verse 30 and 31. So eerstens, hy ondersteun ons. Die eienskappe wat ek nou gaan lees, dink daaroor vir jou aardse pa ook. Doen hy dieselfde toe hy nog gelewe het? Doen hy dieselfde vir jou? Eerstens, hy ondersteun jou. Die Here julle God wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry. Amen. Net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. En in die woestyn waar jy gesien het hoe die Here jou God jou gedra het soos 'n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het. Amen. Die Here dra ons wanneer ons swak is. Julle almal ken hy gedig van die voetspore, né? Wanneer ons swak is, tel hy ons op. Tweede punt, hy baklei vir ons. Weer Deuteronomium 1 vers 30. Die Here julle God wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. Hy baklei vir ons. Nommer 3, hy hou sy woord. Is dit nie mooi nie? Hy hou sy woord. Jesaja 55, dis seker vir my een van die mooiste gedeeltes hierdie. Jesaja 55 vanaf vers 8. Want my gedagtes
Julle is nog nie daar nie, sorry. Jesaja 55 vanaf vers 8. Dis so mooi om te hoor hoe Bybels blaai. Amen. Jesaja 55 vanaf vers 8 kan ek maar lees. Want my gedagtes is nie julle gedagtes. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Amen. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deur vochtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, Amen. maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. As die Here iets sê, gaan dit gebeur. Amen. Amen. Dis waar. Al vat dit 5 jaar of 20 jaar, die Here se beloftes oor die lewe gaan tot uitvoering kom. As die Here dit gesê het, dan gaan dit gebeur. Amen. Amen. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. So, Amen. vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan en vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Amen. Jou vreugde, jou verdriet sal verander in vreugde. Jou teëspoed sal verander in voorspoed. Vertrou net op die Here vir die uitkoms. Die proses. Onthou, ons is nie besig om 100 meter wedloop te hardloop nie. Ons hardloop 'n komryd. As met vers 6 toepas. Vers 6. Vers 6 toepas. Lees vers 6. Ja. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Amen. 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 En vers 7, let the wicked forsake his way. Yes. Ja. And Yes, ek het dit nie ingesit nie. Daar's 'n voorwaarde. he will have mercy on you. Yes. Daar's voorwaardes aan dit. Our God forgive us. Soek die Here Yes. en laat los wat jy verkeerd doen. Dan sal hy die woord wat hy oor jou uitgespreek het tot uitvoering bring. Amen. Amen. As jy in sonde lewe, veroorsaak jy dat die tydperk wat die Here jou gaan bless, verleng. Amen. Kyk maar na die lewe van die Israeliete. Die uittog uit Egipte uit tot in die land Kanaan sou hulle 6 dae gevat het. Van Egipte tot in Kanaan. 6 dae. Hoe lank het dit hulle gevat? 40 jaar as gevolg van sonde en ongehoorsaamheid. Wil jy toelaat dat sonde in jou lewe toelaat dat jy vir 40 jaar in die wildernis opeindig? Vir 40 jaar in 'n varkhok gaan sit? Nee, mense. Bely en laat staan. Bely jou sondes. Maak 'n omkeer. Nou, bekering is 'n daaglikse proses. Amen. Jy kan 100 keer 'n dag tot bekering kom. Maar wedergeboorte is net eenmaal. Amen. Amen. Bekering en heiligmaking loop hand aan hand. Nee? Amen. Wie jy vandag is, moet anders wees as wie jy gister was. As jy nie groei nie, gaan jy dood. As 'n plant nie groei nie, gaan hy doodgaan. Yes. Nee? As hy nie tekens van lewe is nie, is hy dood. Amen. Ja. Volgende punt. God is barmhartig.
2 Kronieke 30 vers 9. Kronieke 30 vers 9. Kronieke 30 vers 9. Wat sê hy vir ons daar? Want Yes. as julle net kans om te kry. Hy sê, want as julle tot die Here bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom. Want die Here julle God is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig van julle nie afwend nie, en julle heel tot hom bekeer. As julle Heel tot hom bekeer, ja. Want as julle heel tot die Here bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom, want die Here julle God is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig van julle nie afwend nie, as julle heel tot hom bekeer. Amen. Wat beteken dit? Hy sal sy aangesig van jou nie afwend nie. Dit beteken hy sal sy gesig Sy oë gaan heeltyd op jou wees. nie oor op jou draai nie. Hy kyk die hele tyd vir jou. Is dit nie mooi nie? God, the Father, looks at us all the time. Amen. Sy barmhartigheid, sy hart. Wat het die Vader gedoen toe sy seun na hom toe aangehardloop gekom het? Hy het na hom toe gehardloop. Met blydskap. Met blydskap uit sy arms omgeslaan. En hy het hom gesoen. Hoe dink julle daai seun gelyk? Hy staan uit 'n varkhok uit op. Hy het nie tyd gehad om te gaan bad en te gaan stort en Mam 21 of wat Salusa 45, nee. Te spyt nie, wat nee, is nie Salusa 45. Old Spice, hy het nie Old Spice gehad daai tyd nie. Daar was nie tyd vir hom te gaan bad nie. Sy pa het hom omhels. Sy pa se liefde vir sy seun het al daai goed oorsien. Hy het nie na die uiterlike gekyk nie. Hy het na sy hart gekyk. Amen. Amen. Sy seun het daar in die varkhok gesit en hy het 'n besluit geneem. Ek sal vandag opstaan uit hierdie beslommernis uit hierdie varkhool uit en ek sal opstaan en ek sal na my pa toe gaan. Ek dink sy pa het baie gebid op vir sy seun. Want hy het herinner, hy het gedink aan hoe dit is by sy pa se huis. Die manne wat in sy huis werk, sy slawe, leef beter as wat hy nou leef. Hy is 'n seun. Hy moet in 'n varkhok sit. As gevolg van keuses wat hy gemaak het in sy lewe. Die slawe leef beter as hy. Hy sê, ek sal na my pa toe gaan en sê, ek het gesondig teen jou en voor die Here. Ek was nie werd om 'n seun genoem te word nie, ek sal een van jou slawe wees. Maar sy pa het ander planne gehad vir hom. Hy het hom omhels. Hy het nie vir hom gesê, gaan bad eers nie. Hy het 'n nuwe kleed om hom gesit. 'n nuwe ring, nuwe skoene. En hy het vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hulle het fees gevier. Hulle het gejabula. Amen. Amen. Maar daar was 'n ander seun ook by die huis. Dis waar. Die ouer seun, die ouer boetie. Van 'n merwe. Ja. Maar hy het niks gehou van hierdie seun wat nou teruggekom het. Hy was op opstand, hy was jaloers geweest.
Hy sê vir sy pa, pa, ek het my hele lewe saam met jou gewees. Ek werk vir jou. Maar daar word nie eers my lammertjie geslag nie. Wie is ons vandag? Is ons die verlore seun wat daar in die varkhok gesit het? Ek glo elkeen van ons het op 'n stadium daar gesit. Amen. As gevolg van sonde en ongeregtigheid. Dis waar. As gevolg van keuses. Onthou, keuses wat jy maak in die lewe het konsekwensies. Sonde wat jy doen is saad wat jy saai, wat jy moet maai. Keuses wat jy maak het konsekwensies. Wat jy saai, sal jy maai. Maar wat is die wet om dit vertrokke? Jy saai een saaitjie. Jy sit een korreltjie, een mieliepit in die grond in. Hoeveel kom op? Baie. As jy vandag besluit het, ek gaan onreg saai, oppas vir daai oes. As jy liefde saai, kyk uit vir die oes. Amen. Amen. Maar die tyd van saai en die tyd van maai is daar 'n tydperk betrokke. Die woord sê, werp jou brood op die water en na vele dae sal dit na jou toe terugkom. Amen. Amen. Saai vandag en jy maai oor 'n maand of 2, of wat ook al die geval is. Krumetartsaad of wat baie langer as 'n mieliepit. Ons moet maai en saai en maai. Volgende punt. Hoe lank is ek nou al besig? Ek het nie tyd nie. God is lankmoedig. Lankmoedig. Amen. Thank you, Lord. Daar's nie 'n limiet aan die uitreiking van lankmoedigheid nie. Jy kan sê lankmoedig, jy kan sê lankmoedig, lankmoedig. Sien, lankmoedigheid. Daar's nie 'n begin en einde. Daar's 'n begin maar nie 'n einde nie. Joel 2 vers 13. Joel 2 vers 13. Ek is nog baie ver van klaar af. Ek dink jy moet volgende week aangaan met dit. God is lankmoedig. Joel 2 vers 13. Dis nie in die Nuwe Testament nie. Dis een van die kleiner boeke net voor die Nuwe Testament. Joel 2 vers 13. En skeur julle harte. En nie julle klere nie. Ek sal vir julle wag. Ons moet dit lees saam. Joel 2 vers 13. Joel, Jona, Obadja. Naam. Ken julle nou al die Bybels? Een van die kleiner boekies. Julle moet oppas as julle in die hemel kom, gaan Joel vir julle vra, het julle my boek gelees? Mense. Wat van Obadja? Hy sê Ek ken hom. voor Amos. Joel, Amos, daar is hy. Joel 2 vers 13. Yes. En skeur julle hart en nie julle klere nie. En bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedigheid en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Amen. Hy is barmhartig, genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouvol oor die onheil. Ja. Amen. God is lankmoedig met ons. Is dit nie een van die vrug van die Gees nie?
Ja. Liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid. Ja. Liefde, vrede, selfbeheersing. Ja. Lankmoedigheid. Die Here moet nie vra vir Here vir lankmoedigheid. Asseblief, dit is 'n baie gevaarlike gebed. Here, leer my lankmoedigheid. As jy dit bid, pas op. Jy gaan getoets word in lankmoedigheid. Veral met op die paaie met die taksies en pas op. Pas op wat jy bid, want jy gaan kry waarvoor jy vra. Die Here is getrou om vir jou te gee wat jy voor vra. OK? Hier's 'n waarskuwing. Hier's 'n disclaimer aan hierdie gebed. Amen. Lees die fynskrif. T's and C's applies. Nee? Termes en voorwaardes is van toepassing. Volgende een. God is ons rotsvesting. Ja. 2 Samuel 22 vers 3. Ja, is mooi hierdie. 2 Samuel 22 vers 3. Ja, is pragtig. Dis Dawid wat hier praat. Ja, is mooi. 2 Samuel 2. 2 Samuel 22 vers 3. Twee Samuel 22 vers 3. God is julle reg. Amen. God is my rots. Nie miskien nie, hy is my rots, by wie ek skuil. Sien hulle, dis besit. Jy besit aan God. God besit jou. Dit praat van eienaarskap. Jy behoort aan iemand. God is my rots by wie ek skuil. My skuld en die horing van my heil. My rotsvesting en my toevlug. My verlosser van geweld het U my verlos. Amen. Amen. Is dit nie mooi nie? Hoeveel mye is daar in hierdie vers? My rots, my skuld, my heil, my rotsvesting, my toevlug, my verlossing wat my verlos. 7. Volmaak. Amen. Dawid wil vir ons hierso sê, wanneer God jou in die hande gekry het, laat hy jou nie los nie. Amen. Ja. Hy hou jou vas. Hy is my rots, by wie ek skuil. Hy is my skuld en die horing van my heil. Hy is my rotsvesting en hy is my toevlug. Hy is my verlossing en hy verlos my van geweld. Amen. 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 Julle moet hierdie teks in rooi onderstreep in julle Bybels. Skryf dit op iewerster, dat julle dit kan lees elke dag. Is hy geonderstreep. Pragtig, in rooi. Baie mooi. 2 Samuel 22 vers 3. Is maklik om te hou. 2 Samuel 22 vers 3. 2223. Ons nogal 'n nice pinkode ook vir jou, vir jou bankkaart. 2223. Ja. 2 Samuel 22 vers 3. Psalm 9 vers 10 sê vir ons. Psalm 9 vers 10. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte. Amen. 'n Rotsvesting in tye van benoudheid. Wat is 'n rotsvesting? Weet julle wat 'n rotsvesting is? Wat is 'n rotsvesting? Dis soos 'n kasteel. Dis 'n fort. Dit is 'n stewige gebou waar jy kan inhardloop om toevlug te kry. Te gaan wegkruip vir die vyand. Soos 'n spelonk is 'n grot waar jy kan gaan wegkruip. Waar jy God jou kan toevou in sy liefdesarms. Psalm 18 vers 3. Die Here is my rots. Die naso sê herhaal hy nou 2 Samuel 22, né? Ja. Psalm 18 vers 3. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil. My skuld en die horing van my heil.
my rotsvesting. Amen. So Psalm 18 vers 3 loop saam met 2 Samuel 22 vers 3. Mhm. Sien dieselfde teksvers op 3 en 3. Sien julle? 2 Samuel 22 vers 3 en Psalm 18 vers 3. Amen. God is ons bergvesting. Ons het nou gesê hy is ons rotsvesting, hy is ook ons bergvesting. 2 Samuel 22 vers 2. 2 Samuel 22 vers 2 sê, en hy het gesê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder. Amen. Net die volgende vesting sê, hy is my rotsvesting. Bergvesting. Want U is my rots, Psalm 31 vers 4. U is my rots en my bergvesting, en om U naamwil sal U my lei en my bestuur. Amen. So, my rots en my bergvesting, en om U naamwil sal U my lei en my bestuur. Amen. Waar hy lei, volg ek gewillig. Amen. Die Here weet presies wat hy vir jou beplan. Net gehoorsaam. Ons moet net gehoorsaam wees. Jou gebedslewe moet in lyn wees met God se wil en plan vir jou lewe. En hoe weet jy wat is God se wil en plan vir jou lewe? Die woord van God. Amen. Dis al wat jy nodig het. Dit is die eienaarshandleiding van die mens. Hy's lekker dik. Né? Amen. Die padkaart van die lewe. Die lig vir my pad, en lamp vir my voet. Die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Amen. Nou een na een. God is ons dissiplineerder. Ons wil dit partykeer 'n bietjie vryspring, né? Baie mense. Baie mense Almal wil dit eintlik vry. wil dit vryspring. Maar wat onthou jy van jou kinderlewe? As jy nou in 'n ouer huis groot geword het, jy onthou hy pak sla. Baie dinge wat ons kan onthou. Jy onthou wanneer jou pa jou met die roede bygekom het as jy iets verkeerds gedoen het. Want die roede kweek respek. Dis hoekom daar nie vandag meer respek in die skole is. Want daar is nie meer dissipline nie. My aanstel. Jy kan nie 'n kind grootmaak met sielkunde nie. Kyk na die woordjies wat jy sê nie. Tel jy woordjies, jy het nie die verkeerde woordjie gesê. Gaan sit daar in die hoek. Nee. Spreuke sê vir ons, slaan nie sotheid uit sy agtereind uit. Dis maar my parafrase. Moenie die roede spaar nie. En God doen dieselfde met ons ook. Hoekom doen hy dit? Dis so mooi hierdie, seker vir my ook 'n baie mooi gedeelte is Hebreërs 12. Kom ons lees. Hebreërs 12. Ek is amper klaar. Is julle nog happy? Ja. Sê vir ons daar op die Facebook of julle nog gelukkig is. My vrou sê is reg. Hebreërs 12. Die opskrif hier, wat sê die opskrif in die Engels? God disciplines his sons. In Afrikaans, Volharding onderworpe volgens die voorbeeld van Christus. lees weer. Volharding onder beproewinge, onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus. Volgens die Beproewing. voorbeeld van Christus. Volharding onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus. Ja. Daarom dan, ek wil vanaf vers 1 lees. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Ja. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, Ja. die leidsman en volëinder van die geloof.
dan so mooi, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het. Die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het. Die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Amen. Terwyl wat ons gelees het, sonder lyding kan daar nie verheerliking wees. Ons probeer die lyding, sy stap om by die verheerliking uit te kom. Dis wat die Paulus, wat die skrywer van Hebreërs sê hier. Hy het die kruis verdra, die skande verag en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hy het gelei, maar hy is verheerlik. Vers 12 sê vir ons so mooi. Hy sê vir ons, dit wat ons moet toepas. Hoe kry ons dit reg? Vers 2 sê vir hoe kry jy dit? Want julle moet ag gee, vers 3, op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap. Amen. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy Aanneem. aanneem. Amen. Ja, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns en dogters. Onthou, dit praat van seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Dis 'n vraag. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns. Amen. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Amen. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle, dis ons aardse paas, het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig. Hulle het jou getugtig volgens dit wat hulle by hulle ouers gesien het. Ja. Hulle het opgetree volgens wat hulle geleer is. Na die beste wete. Maar hy tot ons beswil, Amen. sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Amen. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is. Dis nie lekker nie. Maar is droefheid. As jy daai beld hier op jou bout voel, jy gehuil en jy kerm en kla. 'n 6 van die bestes. Eina pyn. Dis nie lekker nie. Maar van droefheid, maar later lewer dit egter 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Geoefen beteken jy is gekonfyt in pakslakery. Dis nie net een slag nie. Nee manne, vrouens. Dis 'n permanente storie waardeur jy gedeurgaan. Dissipline is nie net eenmalig nie. As jy jou hand in die koekieblik gedruk het en jou ma het vir jou gesê, jy gaan nie van daai chocolate chip koekies vat nie. Pas op,
As jy dit doen, gaan jy pak slaag kry. Maar nee, die oortjies hoor nie. Gaan haal jy vir jou so 5 koekies uithaal. Jy weet, ma tel elke koekie wat daar is. Sy weet presies. Sy weet, jou ma is, sy is superhero. Sy is superhuman. Sy kan daar in die tuin besig wees en julle is in die huis. Dan sal sy daar in die tuin net skree, pas op wat jy nou aanvang. Ek sien jou. Ek het daar die video gesien met daai dame. Ja. Ek sien wat jy aanvang. Pas op vir jou. Ek gaan jou kry. Hy 6de sintuig, die moederlike instinkte. Dan sit jy jou handjie in daai koekieblik en jy vat vir jou so 6 van hulle. En dan kry jy 6 van die bestes op jou agterend. Sodat jy kan weet dat jy nie weer jou hand in die koekieblik moet sit nie. Amen. Want hoe stupid gaan dit wees as jy weer jou hand in die koekieblik sit en jy kry weer 'n pak slaag vir dieselfde ding. Hoe stupid kan 'n ou wees? Nou kyk ons maar na die Israeliete se lewe. As ons die boek van Rigters deurlees, dan kom hulle by die Here uit, gaan dit goed met hulle, dan hardloop hulle agter afgode aan. Dan gaan dit sleg met hulle, en dan besluit hulle nee, hulle kom tot bekering, gaan dit weer goed. 7 keer wat hulle so deur het lewe deurgemaak het, tot nou toe. As die Here vir jou sê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. So maklik soos dit. So maklik soos val uit 'n boom, los in die tak. Pas op vir die afklompslag. Nou vers 12. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. As jy nie jou hand in die koekieblik gaan sit nie, gaan jy nie pak slaag kry nie. Dan het jy vrede in jou lewe. Want jou ma gaan jy nie pak slaag, of jou pa gaan jy pak slaag gee nie. Nee? So, 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Vers 12. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. So. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat daar geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word. Pas op vir die onkruid in jou lewe. Jaag die vrede na met almal. Die vrug van dissipline is 'n vreugdevolle lewe. Haal jou hand uit die koekieblik uit. Nee? Dan gaan jy vrede ervaar in jou lewe. Amen. amen, amen. Ek is amper klaar. Die laaste ene, God is liefde. God is liefde. Is dit nie die beste manier om ons preek mee af te sluit? Amen. God is liefde. Maar uit dissipline uitvloei liefde. God sal jou nie dissiplineer as hy nie vir jou lief is nie. Ons het dit nou gelees in Hebreërs. 1 Johannes 4, ek gaan nie alles lees nie. Julle kan dit gaan lees by die huis. 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot 21. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Amen. Amen. Ken jy God en ken God vir jou? Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Amen. Ja, hierin is die liefde van God tot ons openbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Amen. Hierin is die liefde, weer 'n keer, nie dat ons God lief gehad het nie,
maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n verlossing vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so gelief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Amen. Amen is waar. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Onthou die illustrasie wat ek vir julle gewys het, van die 3 bakke. Ek het die kursus wat ek met hulle doen, het ek 3 Tupperware bakkies gevat. Die eerste ene het Heilige Gees se naam op, die kleintjie. Die tweede een het my naam op en die derde een het Jesus se naam op. Sit ek die klein bakkie binne die wat die Heilige Gees op staan binne in my naam, dan sit ek daai 2 bakkies binne in die groter bak wat sê Jesus op. Maak kyk, blik toe. So as God na die bak kyk, kan sien hy vir Jesus raak. Amen. Ek is in Christus, en die Heilige Gees in my. Amen. Amen. Ons is beskut in God. Vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Amen. Nou vers 20 en 21 is eina. As iemand sê ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Amen. Is waar. En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ons moet mekaar lief hê. Dis 'n opdrag. Dis 'n opdrag. Nou wil ek afsluit. Ons Vader bewys aan ons, sy kinders, hoe lief hy ons het, deurdat hy sy seun Jesus Christus aarde toe gestuur het, Amen. om tussen ons te kom wandel en sy lewe op die kruis geoffer het, sodat ons op die regte plek met Vader kan wees. Ons wat eens verlore was in sonde, is vandag gevind en ons kan met vrymoedigheid na die Vader gaan. En met hom gemeenskap hou en hoor wat sy planne en drome hy vir ons het, enige tyd van die dag. Amen. Ons moet nie toelaat dat sonde 'n skeidsmuur bou tussen ons en die Vader. Amen. Amen. Ek weet nie, ken julle vir David Meese? Hy's 'n sanger daar in Amerika. Ja. En hy het 'n song geskryf, My Father's Chair. Ek wil vir julle die lirieke lees, dan luister net na die woorde dan. Hy het ook maar 'n moeilike tyd met sy pa deurgemaak as kind. Ek het sy getuienis daar by die huis, maar hoor wat skryf hy. Sometimes at night I'd lie awake, longing inside for my father's embrace. Sometimes at night I'd wander downstairs and pray he'd return. But no one was there. Oh, how I cried, a child all alone, waiting for him to come home. My father's chair sat in an empty room. My father's chair, covered with sheets of gloom. My father's chair through all the years and all the tears I cried in vain. For no one was there in my father's chair. Sometimes at night I sit all alone, drifting asleep in a chair of my own.
when sweet sleepy eyes peer down from the wall. Frightened by dreams they cannot recall, holding them close, calming their fears, praying they always will say, my Father's chair sits in a loving room. My Father's chair, no matter what I do. My Father's chair, through all the years and all the tears, I need not fear. Love's always there in my Father's chair. Amen. Sometimes at night I dream of a throne, of my loving God calling me home. And as I appear, He rises and smiles, reaches with love to welcome His child, never to cry, never to fear, in His arms, safe and secure. Amen. My Father's chair sits in a royal room. My Father's chair holds glory beyond the tomb. My Father's chair, my God is there, and I am His eternal heir. Mm. Someday I'll share my Father's chair. My Father's chair. Amen. Is dit nie mooi nie? Openbaring 3 vers 21. Ja, Sal ek gou vir die mense lees. ons is klaar mense. Dankie vir almal wat ingeskakel het. Maar kom ons lees net ter afsluiting Openbaring 3 vers 21, né? Nee? Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, So, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. dis Jesus wat hier praat, né? Nee. Pas so mooi presies in. Pragtig. Van daai Vader chair. Die pa se stoel is nie daar nie, maar ons hemelse Vader se chair is daar. En hier sê hy vir ons, aan hom wat oorwin, hoofletter X, sal ek gee Ja, om saam met my te sit op my troon. So die stryd wat ons moet stry, ons gaan aan Jesus se voete sit. By sy yes, troon. amen. Ons gaan dit deel, ek kan dit nie mis nie. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen. Prys die Here. Amen. Dankie vir almal wat ingeskakel het. Dankie vir julle vanmôre hier. 'n Geseënde Vadersdag verder vir al die pappas. En mag julle geseënd wees. Kom ons bid saam. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die voorreg wat ons vanmôre rondom U woord kon gesit het. Dankie dat ons kon geluister het en gehoor het van U Vaderhart vir elkeen van ons. En Here, help ons waar ons partykeer miskien 'n negatiewe of sonde doen, dat ons die dissipline ook moet kan deurgaan, Here. Help ons dat ons nie in die versoeking sal kom nie. U sê in die woord dat U leer ons, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So Here, help ons dat ons nie op die verkeerde pad sal begin wandel nie, dat ons nie op daai afdraaipad sal vat nie. Help ons dat ons by U voete sal bly. Dankie Vader dat U ons bergvesting is, U is ons rotsvesting, U is ons dissiplineerder, U is ons Vader van liefde. Dankie Heilige Gees dat U vir ons die Gees gee, waardeur ons kan sê, Papa Vader. Die Gees van aanneming. Dat ons nie meer illegitimate is of weggooi kinders is nie, maar dat ons kinders van U is, Here. En deel daarvan is dissipline en liefde en aanvaarding. Ek bid vir elke persoon hierso vanmôre, Here, ek bid vir elke persoon wat geluister het en nog gaan luister, dat jy hulle sal seën, dat jy hulle grondgebied sal uitbrei, dat jy hulle tentpenne sal versprei, dat die voete waar hulle voete neersit, Here, dat hulle dit sal klim in U naam. Dankie Here Jesus vir U goedheid, U guns en U genade. Ons loof en ons prys U. Amen. Amen. Dankie julle almal wat gekyk het. Ons maak weer so. Sterkte en geseënde dag vir julle almal. Tata. Waar is dit?